Goeiemôre gemeente. Namens Moederkerk wil ek graag vir elkeen van u baie dankie sê vir u volgehoue ruim finansiële ondersteuning. Dankie vir klein bydraes, dankie vir baie ruim bydraes, dankie vir diegene wat gereeld kerk toe kom en pliksgetrou u bydrae lewer, maar baie dankie ook vir diegene wat virtueel inskakel vir u bydrae. Ons begroting wat inkomste betref vir hierdie jaar was net oor die 14 miljoen. Ek is baie dankbaar om te kan rapporteer dat ons inderdaad met 500,000 surplus geëindig het bo ons begroting. En dit is danksy kollektes wat meer as begroot was, ongeveer 100,000. Ons maandelikse bydraes ook ongeveer 100,000 bo begroting. Beleggingsinkomste bykans 100,000 bo begroting. En dan baie belangrik, ons uitdagende doelwit vir ons jaarlikse dankoffers van 3.8 miljoen is met 200,000 oorskry. Ons het dus 4 miljoen ingesamel en daarvoor baie dankie vir u. Die uitgawes het Marie en haar span soos gebruiklik baie versigtig bestuur en ons het dus op begroting ingekom met ons uitgawes, wat beteken die surplus vir die jaar is inderdaad 'n volle R500,000. Ons het besluit ons wil graag 'n deel van hierdie gunstige finansiële posisie belê in toekomstige groei in die gemeente. En Kara Hatton is dus aangestel vir 'n jaar, vir haar diensjaar na haar teologiese opleiding, om spesifiek te fokus op die jeug en op jonger kinders. U sal weet, dit is 'n gedeelte van die gemeente waar dit wonderlik goed gaan en baie groot uitbreiding ervaar. Ons het ook gevoel as kerkraad dat ons weier as ons gemeente wil kyk en ons het die bydrae wat ons gereeld lewer aan Stefan van der Walt in Japan, aan Loom in Afrika, waar Hans Kombrink betrokke is en ook aan die AIM-projek van August Beson het ons bydraes heelwat verhoog danksy u bydraes in hierdie nuwe jaar. So alles in ag genome 'n uitstekende jaar waarvoor ek vir u wil baie dankie sê. Die kerkraad het besluit dat ons die grootste deel van hierdie surplus van 500,000 in ons dakfonds wil belê. En ek wil graag dus 'n bietjie vir u net op hoogte bring met die dakprojek. Soos wat baie van u bewus is, het ons die laaste 3 jaar ernstige lekplekke op ons dak ervaar en ons het dus verlede winter noodwerk gedoen net om die lekplekke te kon stop. Maar ons is by die punt waar ons geen keuse het nie as om die hele dak te vervang. 3 kontrakteurs is die laaste paar weke genooi om formeel tenders in te dien. Ons hoop binnekort daardie tender toe te staan. Hulle het vir ons aangedui dat hulle gaan waarskynlik die nuwe teëls van die buiteland met bestel en dit mag dalk 3 maande wees. So ons is onseker oor presies wanneer ons met die projek gaan begin in die lig van die naderende winter. Die kontrakteurs het wel vir ons een en elkeen gesê, hoorie, hulle sal sorg dat die dak, wanneer hy nou af is, dat die kerk teen alle tye beskerm sal wees teen reën en wind. Die projek bestaan eintlik uit 3 komponente. Die eerste is die groot dakprojek, die tweede is die verf van die kerk binne en buitekant, en derdens as 'n aparte projek het die orgel dringende opknapping nodig. Dit beteken dus, gemeente, dat daar gaan 'n periode wees wanneer ons binne die kerk moet verf, waar al die aktiwiteite van die kerk sal skuif van Moederkerk na Kruiskerk vir 'n paar weke. Maar ons sal vir julle op hoogte hou hiermee. Wat die finansiering betref van hierdie baie groot projek, is ek bly om te kan rapporteer dat ons reeds R2 miljoen ontvang het van die Hetja Marie Nasionale Fonds. Ons het ook 'n sterk onderneming van die Rupert Historiese Huise Stichting om 'n baie ruim bydrae te lewer. En ons dakfonds met inbegrip van die bedrag wat oorgedra is van die surplus beloop tans 1.8 miljoen. Die balans wat kort kom, sal ons uit reservefondse finansier wat Moederkerk baie versigtig oor die laaste 35 jaar opgebou het vir die reendag. Hierdie is inderdaad die reendag. Indien enige van u sou voel dat u nog steeds 'n verdere bydrae wil maak tot ons dakfonds, en baie dankie vir diegene wat dit reeds gedoen het, is u natuurlik baie welkom. So in samevatting, gemeente, weer eens baie dankie. Danksy u ondersteuning kan Moederkerk inderdaad voortgaan om 'n rivier van lewende water te wees.